te kom haal vir hierdie stede en hierdie nasies. En die Here sê hulle het dit nie kom haal nie. En daardie instruksies is nog toegesluit en geseël. En my vrou aanskou hoe ek op die aarde besig is om met iemand te praat en hoe ek instruksies ontvang en instruksies uitgee en vra. En sy sien al hierdie goed. En sy hoor my praat, maar sy verstaan nie wat ek sê nie. En die Here vra vir my, Willie, wil jy die sleutels hê? Wat dink julle het ek gesê? Ek sê, ja, Here. Ja, Here. En ek is terug in my kamer en ek vermoed ek het die sleutels ontvang. Ek vermoed so. Want die Here het dan nou vir my gevra. En van 2015 af glo ek dat ek die sleutels het. Totdat ek in Moskou land op die 26ste April. Kom ek sê gou vir julle wat gebeur. Ek het nog nooit in Moskou bedien nie. Dit werk toe so uit dat ek in Moskou in 'n kerk bedien waar ek nog nooit was nie. Hulle ken my nie, maar hulle het gehoor van my. En ek bedien die aand, die 27ste April, dit was die Dinsdag aand, bedien ek in hierdie gemeente en die Here beweeg kragtig. En daar's profeseë. Soveel te meer dat ek kan hoor wat mense dink. Dat as ek profeteer oor iemand en soos ek van hulle af wegstap, dan hoor ek hulle praat met my, maar hulle praat nie met my. En ek draai om en ek sê, "Skus, jy het nou net dit vir my gevra." Dan is dit wat hulle in hulle harte gevra. En so raak die Here daardie gemeente aan. En na ek vir 4 ure bedien het, skus, ek sal nie 4 ure hier wees vanoggend nie hoor. Maar vir 4 ure bedien ek. En toe ek klaar bedien het, staan daar 'n jong dame voor my. En sy hou iets in haar hand vas en sy sê vir my, die Here sê, nou alles in Russies en met my tolk, die Here sê hierdie is joune. Die Here sê ek moet hierdie vir jou gee. En jy weet wat om met dit te doen. Nou ek het dit vanmôre saamgebring. Weet nie of julle dit wil sien nie. Sy staan met hierdie klein rooi sakkie in haar hand. En sy sê, God sê hierdie is joune. En ek moet dit vir jou gee. En jy sal weet hoekom jy dit ontvang en wat om daarmee te maak. En ek vat die sakkie by haar en ek is so nuuskierig, ek kan iets oorkom. Maar ek hou myself oordentlik. En ek druk die sakkie in my broeksak. En ek bære hom daar en ek bid vir die mense, maar hierdie sakkie brand my. Julle weet mos, dit voel of hy vuur warm is en hy moet uitgehaal word en hy moet oopgemaak word. Maar ek wag en ons het klaar bedien en hulle vat my uit vir aandete, dis 11 uur die aand in Moskou en ons gaan eet uit en ek is net so haastig, ek wil by my hotelkamer kom, ek wil sien wat gaan in die sakkie aan. En uiteindelik, toe hulle my by die hotel aflaai en ek is in my hotelkamer in, maak ek hierdie sakkie oop en ek gaan hom nou maar op 'n manier, my vrou sê, moet dit nie verloor nie. Want ek gooi die goed die wêreld vol. En ek maak die sakkie oop. " 25 sleutels wat sy vir my gegee het. Daar is hulle. 25 sleutels, hulle val uit op my bed. Die oomblik toe hierdie sleutels op die bed val, toe sê die Here vir my, ek het hulle vir jou gegee in 2015. Ek neem 'n foto, ek bel my vrou, ek sê vir haar, kyk wat het ek gekry. Sy sê onmiddellik vir my, kan jy onthou in 2015, daardie nag toe jy op die bed gesit het en in 'n gesprek was? Ek sê ja. Die volgende môre
uit die huisbak uitstap om te gaan ontbyt eet, toe sê die Heilige Gees my, kyk na die embleem van die hotel waarin jy bly, wat reg voor die huisbak op die muur is, toe's daar 'n wat op die muur, 'n sleutel so groot soos daai muur. Toe bly ek in 'n hotel wat se simbool en embleem 'n sleutel is. En wie sê wat? Vandat ek in Rusland van streek tot streek gegaan het die hemele oopgegaan. Die hemele het oopgegaan. Ek wil u vanmôre bemoedig en ek gaan nou vir u die woord van die Here uitlees. Van wanneer God met ons gepraat het, moet ons nie opgee nie. Wanneer God vir ons 'n belofte gemaak het, staan hy vas. Ek is nou weer op pad Rusland toe. Die Here het vir my gesê op my 65ste verjaarsdag op die 22ste Februarie, hy gee my 10 goeie jare om Rusland te gaan omdraai. Ek het nou 'n groep Russe wat na my toe kom aan die einde van Augustus, hulle kom vir 'n konferensie. Hulle is van die Methodiste kerk. Nou in my plaaslike dorp wil die Methodiste nie eens weet wie ek is nie. Ek is te radikaal. In Rusland lei ek die Methodiste op. Hulle leierskap. Ek sit met hulle in 'n vergadering in Tjumen met die pastors van Tjumen. Hulle vra hulle wil my ontmoet, hulle het my nog nooit ontmoet nie. Nou toe ek daar was. Hulle vra my allerhande vrae want hulle hoor ek is profeties, maar hulle is versigtig. Nou wil hulle hoor by my, wat glo ek van die kruis? Wat glo ek van Here Jesus Christus? Hoe lyk my teologie? En toe ek met hulle klaar is, toe sit hulle almal met hulle duime op. Hulle kom nou Suid-Afrika. In 2017 profeteer ek in 'n ander stad dat daar 'n reën na Rusland toe gaan kom, soos wat Elia gesê het, dit gaan nie reën vir 'n tydperk nie, vir 3,5 jaar, en toe die reën kom, toe's daar eers 6 keer niks, en die 7de keer wat? 'n wolkie so groot soos 'n man se hand. En ek profeteer dit in 2017 in 'n vergadering waar die Amerikaners saam met my was en die Russe. En voor ek in die vergadering ingegaan het, toe sit die hemel is oop buitekant, oop. En terwyl ek besig is om te profeteer en te bid, en ek sê, there's rain coming to Russia, hoe meer ek dit sê, hoe meer sê my tolk, it's raining, sir. En ek bly sê, the rain is coming, en sy bly sê, it's raining, sir. En toe ek weer hoor, toe's daar 'n verskriklike geluid daar buite, en sy sê, open your eyes, toe reën dit daar buite, dat die water so diep in die strate loop. Daardie profesie het reg deur Rusland versprei. Die Here het my vir 6,5 jaar uit Rusland uitgehou, sodat wanneer ek nou teruggegaan het, het die reën begin val. Kom ek sê vir julle wat gebeur. Ek sit met die pastore in Tjumen, die Methodist pastore, hulle vra my allerhande vrae. Nou daar's 'n venster agter my. Daar's 'n venster agter my waar ek sit in hierdie konferensiekamer. En die Reverend Katja, met wie ek al baie jare lank 'n pad stap, sê vir my, Willie, tell them about the prophecy in 2017 about the rain. En ek vertel hulle. En die volgende oomblik spring hierdie klomp manne reg op met hulle fone en hulle begin foto's te neem, en ek dink, jene mense, julle is ongeskik, maar ek sê niks. Maar hulle neem foto's met van my. En ek dink by myself, ek is tog nie 'n filmster of enige so iets nie, maar hulle neem foto's. En Katja sit so oorkant my, ons het so in 'n hoefyster gesit, en ek wys vir haar, sy sê, you won't understand, look behind you. Toe die Here 'n reënboog buite die venster oor my laat verskyn. Ek het die foto's. Toe is hierdie manne en vroue so aangeraak deur die profesie wat ek in 2017 gegee het en nou herhaal het, en die volgende oomblik verskyn daar 'n reënboog reg agter my in die venster waar ek sit. Dis dinge wat net die Here kan doen. So ek wil vanmôre vir u kom woord gee, is dit goed so? Ek wil vanmôre vir u uit die woord en die hart van die Here uit, wil ek met u 'n woord deel, en u kan saam met my gaan na Josua, die boek van Josua asseblief. Nou my vraag aan u vanmôre is eenvoudig dit.
Wie van u wag op 'n woord van God? Wie van u vertrou dat die Here vir u 'n woord gaan gee? Miskien sit u vanmôre hier en die Here het vir u 'n woord gegee 20 jaar terug. Miskien sit u van u vanmôre hier wat 'n profesie ontvang het. Hoeveel jaar terug? U sit vanmôre miskien hier en u sê, maar die Here het op 'n stadium vir my 'n belofte gemaak. En niks het gebeur nie. Ek wil vir u sê wat, God is besig om sy kinders in lyn te bring vir ewigheidswaardes. Hoor my baie mooi. God is nie besig om ons af te breek nie. God is nie besig om ons te straf nie. Jy sien, God kyk vanmôre na jou en my uit 'n ewigheidswaarde oogpunt uit. Ons is hier tydelik op die aarde geplaas sodat ons in ewigheid vir God waardevol kan wees. En daarom gebeur dinge nie altyd so presies en op ons tyd wat ons dit wil laat gebeur. Ek wil hê jy moet saam met my lees uit Josua hoofstuk 14. As u die woord by u het, gaan ek dit vir u lees vanaf vers 6. Dit sê hier: toe het die kinders van Juda nader gekom na Josua in Gilgal, en Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, het vir hom gesê: u weet die woord wat die Here met Moses, die man van God in Kades Barnea gespreek het, met betrekking tot my en met betrekking tot u. Dan vers 7 sê hier: 40 jaar was ek oud toe Moses, die knegt van die Here, met my, ek kom net lees, 40 jaar was ek oud toe Moses, die knegt van die Here, my uitgestuur het van Kades Barnea af om die land te verken, en ek het hom berig gebring soos dit in my hart was. Ek wil vir u gou sê, ek dink u weet waarvan ek praat hier. Die Israeliete is uit Egipte uitgebring om na die beloofde land toe te gaan. Wanneer u en ek by Golgotha was, kan ek u verseker dat ons op pad is na waar na toe? Na die beloofde land toe. Die beloofde land vir jou en my is die nuwe Jerusalem. Daar waar daar geen trane gaan wees nie, geen hartseer, geen smart, geen pyn, geen siekte. Weet wanneer begin ons kriewelig raak? Kriewelig. Is dit 'n goeie Afrikaanse woord? Ja. Ons raak kriewelig en ons raak geïrriteerd, is wanneer ons met profete te doen het, wat vir ons maanskyn en rose beloof. Kom aan. Kan ek maar 'n bietjie rondloop? Die kamera het my, né? Is julle gelukkig daar agter? Julle moet my stop as ek te ver gaan. Ek sê nie dat ons nie geseënd is nie. Ek sê nie dat die Here nie vir ons net die beste wil gee nie. Ons weet die Here wil vir ons die beste gee. Maar die beste word altyd gehou vir die laaste. Dis hoe Jesus vir ons gewys het toe hy in Kana die water in wyn verander het. Maar jy sien, die duiwel wil hê ek en jy moet moedeloos raak. En daar kom profete en daar kom vals profete en daar kom manne en vroue wat jou so wil beïndruk met wat die Here môre vir jou gaan doen, dat hulle vergeet dat môre is 'n stap nader aan die ewigheid. En die Here se plan is om my voor te berei vir ewigheidswaarde. Hoor julle my? Ewigheidswaarde. Ek is so opgewonde vir die ewigheid wat vir ons voorlê. Want ek weet dat in die ewigheid gaan daar ook verskille wees. Daar gaan rangordes wees. Van ons gaan krone ontvang. Verskillende krone. Nie almal van ons gaan dieselfde krone dra nie. Hoor julle my? Preek ek Bybels of moet ek huis toe gaan? Jy sien, my werk is nie om vir julle te vertel hoe mooi Maandag gaan wees nie. My werk is nie om vir julle te vertel hoe goed Dinsdag gaan wees nie. My werk is nie hier om vir julle te sê hoe wonderlik Woensdag gaan wees nie. My werk is hier om vir julle te sê, rig jou oë op die ewigheid. En op pad soontoe sal die Here seker maak dat jy nie uit sy hand verwyder kan word nie. Jy wil sê,
Nee, Willie, nee, vertel hulle hoe goed dit met hulle sal gaan. Weer, wanneer gaan dit met jou goed? Wanneer God aan jou kant is. Dan begin dit klaar met jou goed te gaan, want jy het die ewige lewe. Hier sê Caleb, hy sê, ek het hom berig gebring, soos dit in my hart was. Met ander woorde, Caleb het dieselfde ervaar as die ander 12 of 11 spioene, selfde. Caleb het nie na 'n ander deel van Kanaan toe gegaan nie, hy het na dieselfde Kanaan gaan kyk, hy het dieselfde reuse gesien, hy het nie skielik die ander 11 spioene, of 10 spioene, want 2 van hulle teruggekom met 'n goeie verslag, Josua en Caleb. Maar hulle het dieselfde reuse gesien. Hulle het nie in 'n ander land gaan besoek nie. 10 van hulle het na die slegte kant van Kanaan toe gegaan, en 2 van hulle het na die beter kant toe gegaan. Hulle het na die ryker gebied toe gegaan. Nee, hulle het na dieselfde gedeelte van Kanaan toe gegaan. 10 van hulle kom terug en sê, it's not going to happen. This is not going to work. Ons is verdoem. Ons lyk soos sprinkane in hulle oë. 10 van hulle sê, ons kan nie daardie land inval nie, ons het moeilikheid, ons kan maar net sowel terug gaan Egipte toe, want dit sal met ons beter gaan daar. En 2 van hulle kom terug, Joshua en Caleb, en hulle sê, nee, ons is reg, ons kan hom vat, want God is aan ons kant. Nou, baie interessant wat Caleb sê, hy sê, ek het net kom berig wat in my hart was. Come on. Wanneer mense hulle monde oopmaak, gee hulle verslag van dit wat van hulle hart vol is. Hoor jy my vanmôre? Dis presies wat ons doen. Ons kom en ons bring 'n verslag van eintlik wat die toestand van ons hart is. Baie van ons sal na 'n seisoen kyk en sê, ek sien uit na hierdie seisoen. Ander van ons sal sê, nee, wêreld, ek weet nie hoe ek deur hierdie dag gaan kom nie. Ek weet nie hoe ek deur hierdie maand gaan kom nie. Ek weet nie hoe ek deur hierdie week of deur hierdie seisoen van my lewe gaan kom nie. Kry jou hart in lyn met die beloftes van God. Kry jou hart in lyn met die waarheid van God, met die getrouheid van God, met die goedheid van God. Wie hulle vir die 7 jaar, 6,5 jaar, wat ek nie Rusland toe kon gaan het nie. Ek is so dankbaar, God het my besoek 3 uur in die môre in Oktober 2018, want kan julle net voorstel, as hy my nie besoek het in Oktober 2018 nie, en vir my gesê, wil jy daar gaan 'n tyd kom, wanneer ek jou uit Rusland uit gaan weghou, kan julle dink hoe moedeloos ek sou geraak het? Maar elke keer het ek my hart besoek, waar ek God se woord gebêre het, vir 'n tyd wanneer dinge nie so goed vir my lyk nie. Ek wil vir u vertel, in 2003, vat die Here my in 'n berg in Suid-Korea. Ek het baie met die Suid-Koreane te doen gehad, ek het nie meer so baie met hulle te doen nie, maar ek het gereeld Suid-Korea toe gevlieg om 'n gasspreker in hulle internasionale konferensie te wees. En daai 1 jaar roep die Here my in 'n berg in, om saam met hom tyd te spandeer, maar ek kon net 2 ure per dag afstaan, want my dag was vol. Ek was deel van 'n konferensie wat 9 uur in die oggend begin het en 11 uur in die aand klaar gemaak het. En ek het hulle noem dit Prayer Mountain, in Gebedsberg, gebly wat 2 ure buitekant Seoul is. So dit het my 2 ure gevat om in die oggende tot in Seoul te kom waar die konferensie was. So ek moes 7 uur moes ek op die bus klim om 9 uur in Seoul te wees. Vanaand 11 uur het ons klaar gemaak by die konferensie, dan kom ek wanneer in die berg gaan? 1 uur die oggend. En tussen 1 uur die oggend en 7 uur môreoggend moet ek nog tande borsel, ek moet was, ek moet skeer, ek moet my hare kam, ek moet aantrek. En ek moet 2 ure in die berg met die Here spandeer. En ek spandeer elke dag vir 2 weke, kry ek 2 ure in die middel van die nag. Gaan ek in die berg in en daar's 'n klein hut. Hulle het baie sulke klein hutte wat hulle opgerig het
wat jy net kan inkruip. Jy kan nie instap nie. Jy kruip hande 4 voet in die hut in om te bid. En ek bid vir 2 ure elke dag, elke nag vir 2 ure. En daar skorpioene wat daar sit in die mure. En ek sê vir die skorpioene, julle sit daar, ek sit hier. Ek bid, julle sit daar. As julle nader kom, hou ek op met bid en dan byt ek julle. Dan sort julle uit. En so het ons 'n ooreenkoms en so werk dit. En na die 2 weke sê die Here vir my seun, ek soek 'n soldaat, 'n kryger, wat in die nasies kan gaan en die nasies kan oprig in 'n militêre mag, wat die evangelie kan uitdra tot aan die uithoeke van die aarde. En ek sê soos 'n dwaas, ek sê ek sal dit doen, Here. Ek noem dit dwaas, want vir 7 jaar was ek in 'n wildernis gewees, wat ek nie eers Boksburg toe kon ry van Benoni af nie. It's amazing hoe die Here met my in sewes werk. Hoor jy die sewes? Vir 7 jaar, ek kom Oktober 2003 uit Korea uit die berg uit, en ek voel, man, die Here gaan vir my onmiddellik bless, die Here gaan my onmiddellik gebruik, die Here het nie tyd om te mors nie, ek het dan nog gesê, ja, maar hy sit vir my vir 7 jaar in 'n wildernis. 7 jaar kan ek nie eers dit bekostig, vergeet van vliegtuig, ek kan nie eens my kar petrol ingooi nie. En in 2010 Oktober, toe staan ek weer op dieselfde berg. Toe maak hy my vry om die nasies te gaan bedien, waar ek vir 7 jaar nêrens kon gegaan het. Maar hoekom ek vir u dit sê? Ek vlieg terug in 2003 na hierdie tydperk in die Here se teenwoordigheid, vlieg ek terug Suid-Afrika toe, en die vliegtuig gaan deur 'n, wat is 'n goeie woord vir turbulence in Afrikaans? Turbulentie. En ons gaan deur hierdie, kom ons noem dit rock and roll. En ons rol meer as wat ons rock, en ons rock meer as wat ons rol. En ek het net so 'n bietjie aan die slaap geraak in die vliegtuig. Ek slaap gewoonlik nie in die vliegtuig nie, maar ek word wakker van manne wat soos vroue skree. Het julle al 'n man gehoor wat soos 'n vrou kan skree? Ek het nie so geskree nie, ek het hulle gehoor. En hulle skree want die vliegtuig is besig om te val. En die eerste gedagte wat ek by my opkom, dis verby, dis klaar, ek gaan dit nie maak nie. En weet julle wat? Die Heilige Gees kom na my toe en sê vir my, Willie, het ons nie nou 2 weke vir 2 ure in die berg deurgebring saam nie? Het jy nie vir my 'n belofte gemaak en jouself beskikbaar aan my gemaak, dat jy bereid is dat ek jou voorberei, sodat jy die weermag vir my kan gaan oprig nie? Ek sê, ja, Here. Die Here sê, as daai woord nog nie in jou hart is nie, gaan hy gesteel word. Plaas hom in jou hart en slaap. Want as hierdie vliegtuig vanaand in hierdie see opeindig, sal jy dit oorleef. Jy sien, jy moet mooi lees wat Caleb sê. Caleb het nie met sy oë gaan verspied nie, hy het met sy hart gaan verspied. Maak dit 'n verskil? Ja. Dis tyd dat ons nie met ons oë die verspieding doen nie. Doen met jou hart die ondersoeke. Maar voordat jy met jou hart ondersoek kan doen, moet jy jou hart laat ondersoek. Dis wat Dawid gesê. Dawid het gesê, ondersoek my, Heer. Sien of daar enigiets in my is wat nie in orde is nie. Enigiets in my wat nie met U in lyn is nie. Weet julle wat ek sê altyd vir mense? Die Bybel sê dat in die laaste dae sal die liefde van baie koud raak. En hy praat van die Christene. Die Bybel praat nie van die verlorenes nie, want 'n verlorenes hart kan nie koud word nie. 'n Christen se hart kan wat? Koud word. Hoe gaan ek en jy seker maak dat ons harte nie koud word wanneer dit moeilik gaan nie? Hoe gaan ons dit doen? Kom ek sê vir u wat? Ondersoek jou hart en vind enige dispute tussen jou en God, en soos die Engelsman sal sê, settle dit. Settle dit. Hoor jy wat ek vir u sê vanmôre? Vind al die blokkasies. As u sê God is goed, omdat pastoor Jacques so sê, is jy in die moeilikheid.
Dis goed dat pastoor Jacques vir jou sê, die Here is goed, want die Here is goed. Maar hoekom ontdek jy dit nie vir jouself nie? Jy sien Caleb, kom terug uit die land van Kanaan uit met die vrugte, hulle dra hierdie druiwetrosse op hulle skouers, dis geweldige ryk land. Maar 10 van die spioene het met hulle oë gaan bespied en nie met hulle harte nie. Want in hulle harte was nie plek vir om braaf te wees nie. Want in hulle harte het wie gebly? Vrees het in hulle harte gebly. Wie van u sit vanmôre hier en daar's dalk vrees in u hart vanmôre? Daar's vrees in u hart vir wanneer jy op pensioen gaan. Daar's vrees in u hart. Kom, ek weet nie. Jy sien, dit help nie, jy spreek vrees aan wanneer vrees opdaag nie. Vrees moet aangespreek word lank voor hy kom. Lank voor vrees aan die deur van jou hart kom klop. Vrees sal net kom omdat vrees welkom is. Vul jou hart met God se beloftes. Vul jou hart met God se woord. Vervang die vrees en die angs en die onsekerheid met 'n sekerheid dat God het gesê, dit gaan anders wees en daarom gaan dit anders wees. Caleb sê, ek het maar net vir u verslag kom gee, vir Moses kom verslag gee, wat reeds in my hart was, voordat ek die land ingegaan het. Ek en jy het nie nodig om profeseë te kry nie. Ek hoef nie jou gedagtes te kom verander as 'n gesalfde van die Here nie. Ek hoef nie te kom en vir jou te sê, weet julle wat, wie van julle is bang? En dan wil ek oor jou profeteer en sê, maar moenie bang wees nie. Ek kan nie die vrees in jou hart vervang nie. Net jy kan dit doen. Die woord van die Here is al wat dit kan doen. So as u vanmôre hier sit en u sê, ek het 'n onsekere toekoms, ek weet nie wat op my wag nie, ek weet nie wat vir my voorlê, dan wil ek vanmôre vir u sê, kom na die Here toe en vul jou hart met sy woord en met die sekerheid wat sê, sy woord kan nie na hom toe leeg terugkeer nie. Jesaja 55. Hier sê Caleb, ek het die land gaan verken en ek het hom berig gebring soos dit in my hart was. Kom ons lees vers 8. Maar my broers wat saam met my opgetrek het, het die hart van die volk laat versmelt. Kan jy sien waar gebeur dinge? Waar gebeur die dinge? In die hart. Nie op die lippe nie. Nie in my bankrekening nie. Nie in my kwalifikasies nie. Nie in my sekerheid oor my titel nie. Niks van daardie dinge maak saak nie. God kyk na wat? Hy kyk na die hart. Kan jy onthou toe Samuel vir Dawid moes gaan salf het? Toe kom daar 7 van die seuns van Jesse verby. Isaai, ek dink is Jesse. Sien, ek kan Afrikaans praat. 7 van die seuns kom verby en hulle is mooi en hulle is groot en hulle is aantreklik en hulle is sterk en hulle is soldate en hulle lyk of hulle seker saam met Arnold Schwarzenegger gym toe gegaan het. En Samuel kyk na hulle en hy dink sekerlik is dit die een. Nee, sekerlik. En toe al 7 van hulle verbygekom het, toe is hy nou bietjie verbaas en hy vra vir Isaai, maar dit kan nie al jou seuns wees hierdie nie. En hy sê nie, ek het nog een. Maar weet julle wat? Ek het hom nie eens genooi na die kroning of die salwing nie, want hy's maar 'n jong seun en hy's maar 'n ouetjie wat daar in die berge musiek maak vir die skape. En Samuel sê, laat hom kom. En toe hy instap, toe sê die Here, dis hy hierdie. Want ek kyk nie na die uiterlike nie, ek kyk na die hart. As ons vanmôre net een
beginsel wil vat uit dit wat die Here vanmôre vir ons hier bring, om te sê, Here, help my om die antwoord in my hart te graveer. Graveer die antwoord in my hart. Maak hom vas. Maak vas dit wat U vir my beloof het. Maak my vas, anker my soos 'n skip. Laat U woord 'n anker wees, nie net 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad nie, maar laat U woord vir my 'n anker wees. Skryf op die tafels van my hart. Wiele, ek is so opgewonde, ek gaan nou vir jy reguit vra, hoeveel van ons meet onsself aan ander mense? Dit gebeur. Ek bly in seker die rykste buurt in Ekurhuleni. Ek bly seker in die rykste voorstad in Ekurhuleni. Van julle weet waar ek bly. Van julle het al daar verby gegaan, ek dink nie van julle het al ingekom nie. Maar ek bly in 'n plek in Benoni, wat een van die mees ontwikkelde landgoede het in Suid-Afrika. Dit word genoem die Ibotse Golf Estate. Die karre wat daar verby ry, is so 12 miljoen rand 'n kar. Is hier sulke karre in Standerdom? Jy sulke trekkers, dink ek, nee. Sulke dorsmasjiene. Maar in Benoni, my seun sal vir my sê, pappa, kom kyk wat is hier buitekant. Dan sal hy vir my sê, wat is daai? Dan sê hy vir my, dis 'n Rolls Royce. Dan gee hy vir my die pedigree van die ding. Dan sê ek, en soveel? Dan sê hy vir my so 12 miljoen rand. Die huise daar rondom my, dink daar's huise wat vir 24 miljoen rand in die mark is. Dan kom kyk jy my plekkie, dan lyk dit of ek maar daar ergens langs die spruit vir my huisie opgerig het. Maar ek het myself nie daar geplaas, die God het my daar geplaas. In die aangesig van baie. En dis maklik om te sê, Here, wat gaan nou aan? Ek werk vir U, kyk hoe lyk ek, kyk hoe lyk hulle. En ek het al daardie gesprek met die Here gehad. Julle weet, toe ek Rusland toe moes vlieg, ek het 7 jaar laas die Here moes vertrou het vir 'n bietjie meer as net 'n potjie meel en 'n witbrood en 'n bietjie koffie in die ketel. En daai goed is maklik, daai goed is maklik. Ek wil vir julle sê vanmôre, dis maklik om die Here vir daai goed te vertrou, want dit kom van self. Maar nou moet ek die Here vertrou vir 40+ rand om te vlieg. Skielik, woep, daar sit op my tafel. En ek sê vir my vrou, ek sal moet 'n plan maak. Want ek weet nie hoe die Here hierdie keer my vlug gaan finansier nie. En iemand sê vir my, jy kan die geld dalk by een van jou ryk vriende leen. Nou, ek het nie ryk vriende nie. Maar in elk geval. En ek, die Dinsdag môre, 3 uur die nag, die Here maak my altyd 3 uur wakker. Wie van julle word 3 uur in die nag wakker gemaak? Hier's 'n paar van julle, wie wil in 3 uur in die nag wakker gemaak word? Het gaan gebeur as jy so sê, as jy vra. En 3 uur die môre maak die Here my wakker, want ek is besig om my eie planne te maak, om geld bymekaar te sit vir my vliegkaartjie. En die gees van die Here maak my 3 uur die nag wakker. Hy sê, kom, ons moet bietjie gesels. En ek gaan en ek sit met die Here en ons praat. En die Here sê vir my, jy sal nie 'n sent leen vir hierdie trip nie. Nie 'n sent leen vir hierdie vlug. Vir hierdie, ek het jou geroep. En ek bære daai woord in my hart. Kom nou, ek bære hom in my hart. Ek maak hom vas. Dit was die Dinsdag. Die Saterdag het ek 'n funksie by my gemeente aangehad vir my kapelaansdiens. Jy kan sien ek dra my kapelaansdiens baadjie. Ek het 'n groot kapelaansdiens en ek het 'n klomp opleiding en ek het 'n gradueringsfunksie met van my studente en 'n ou stap in by my gemeente wat ek ken hom, maar hy kom nie kerk toe nie. Hy's nie deel van my gemeente nie. En ek weet mos nou nie wat gebeur toe hy by my deur instap nie, maar hy vertel my na die tyd, hy sê die oomblik toe hy by die deur instap, toe praat 'n stem met hom. Hy kry my na die tyd. Hy sê vir my, toe ek instap by jou deur, toe hoor ek 'n stem sê vir my, jy sal hierdie man se vliegkaartjie betaal, maak nie saak hoeveel dit is nie. Hy kom na my toe, na die tyd, hy sê, hoeveel is jou kaartjie? Ek sê vir hom,
Hy sê, die Here het gesê, ek moet dit alles betaal. Dit was die Saterdagoggend. Saterdag aand toe is die geld in my rekening. Ek wil vanmôre vir die uitnodiging gee en vir die sê, kry God se woord in jou hart. Kry God se woord in jou hart. Kom ons lees. Vers 8 sê, en die dag het Moses gesweer en gesê, waarlik, die land wat jou voete betree het, sal aan jou en aan jou kinders in ewigheid as 'n erfdeel behoort, omdat jy volgehou het om die Here my God te volg. Hoor julle wat sê die belofte? Die belofte sal waar word omdat jy aangehou het om wat te doen? Om die Here te volg. Ek gaan dit nou nie vir u lees nie, maar daar is 'n stukkie in die Nuwe Testament. Ek kan dit self gaan lees in Lukas hoofstuk 1. Gaan nie tyd hê om dit te lees nie, want ek dink ek gaan julle rukkie hou hier so. Dis goed. Kan julle onthou toe Johannes die Doper sy geboorte aangekondig is? Sy vader Sagaria en sy moeder Elisabeth. Gaan lees dit in Lukas hoofstuk 1, was 'n hoë ouderdom. Die Bybel sê, hulle was op 'n hoë ouderdom en Elisabeth was verby childbearing age. Sy was verby die ouderdom waar sy kon geboorte gee aan 'n kind. En dan sê die woord, Sagaria, die lot het op Sagaria die priester geval, om die dag in die tempel in te gaan, om die reukwerk te gaan aan die brand steek. Buitekant die tempel se voorhof het die Israeliete en die mense gewag, want as hy uitkom, dan lê hy hande op hulle soos die priester se gebruik was, en hy spreek 'n seën oor hulle uit. So hulle het vir hom gewag om binne in die tempel die werk klaar te maak, dan kom hy uit. En terwyl hy binne besig is om die werk van die Here te doen, verskyn die engel aan hom. En die Bybel sê hy was ontsteld. Hy was ontsteld, en alhoewel, ek dink die Engelse skrif sê, and he was afraid. Hy het geskrik. Hy het geskrik, en toe sê die engel vir hom, moenie bevrees nie, Sagaria, want God het jou gebede verhoor vir jou vrou om swanger te raak. Nou ek wil hê jy moet nou vir my mooi luister vanmôre. Ergens in Sagaria se lewe het daai gebed sy krag verloor. Weens ouderdom. Ouderdom en die toestand van hom en Elisabeth se liggame het die gebed gekanselleer wat hom aanbetref. Nie God nie. Wat hom aanbetref, het hy nie meer die middele gehad en sy vrou die vermoëns gehad om 'n kind te baar nie. En die engel kom en tref hom in die tempel aan. Wie van u sal skrik as jy bid en 'n engel daag op? Is ons veronderstel om te skrik? Nee. Dien ons nie 'n God van wonderwerke nie? Dien ons nie 'n God van die bonatuurlike nie? Kom aan. Maar weet julle wat doen ons? Die oomblik as hy engel opdaag, dan gryp ons selfone, want ons wil op Facebook gaan. Dis wat ons doen. Ek wil skielik op Facebook gaan, want daar het 'n engel opgedaag. Ek is so verbaas. Nee, stop om verbaas te wees. Stop om verskrik te wees as jy begin om God te dien. Anything is possible. Enigiets is moontlik. Jy kan vanmôre engele opdaag. Ons moet nie skrik nie. Maar Sagaria het oud geword, Elisabeth het oud geword, en ergens in die Bybel sê nie wanneer hulle dit gebid het nie, maar die engel herinner hom. Hy sê, Sagaria, jou gebed is verhoor, Elisabeth sal swanger raak. Hierdie man skrik homself so groot. En hy begin te stry met die engel. Moenie teen jou eie gebede inspraak maak nie. Moenie jou eie gebede sink nie.
Die engel sê vir hom, omdat hy nie geglo het nie, gaan hy stom wees, tot en met die geboorte van Johannes die Doper. Hoeveel van ons ly skade, omdat ons gebid het en ons glo nie meer nie? Kom aan. Hoor jy my vanmôre? Hoeveel van ons het skete en pyne, omdat ons gebid het, maar ons het gestop om te glo? Dis wat die Here met my deel vanmôre hier. Met my, vir my. Want ek het ook al gebede gesink, omdat dit nie uitgewerk het nie. Jy sien, Elisabeth se swangerskap was gekoppel aan die hemelse kalender. Sy kon nie vroeër swanger raak nie, want Johannes die Doper was die voorloper van die koms van Christus, die eerste koms van Christus. Is ek reg of is ek verkeerd? So sy kon nie vroeër swanger raak nie. Wie is u en ek? Waar pas ons in God se kalender in? Of wil ons God se kalender omkrap, sodat ons gebede beantwoord moet word? Ek wil vir u vanmôre sê, raak rustig, want God het 'n kalender. En God se kalender staan vas. Raak rustig. Kry die woord van God lewendig in jou hart weer vanmôre. Laat die woord van God vanmôre jou anker word. Laat die woord van God vanmôre jou toevlug word. Laat die woord van God vanmôre jou hoop word. Laat die woord van God vanmôre jou môre word. Kan jy dink God moes sy kalender gaan deurmekaar maak het, om te sê, o gats, hy kyk op sy kalender in die hemel en hy sê, Sagaria en Elisabeth is nou jonk. Hulle het nou gebid vir 'n kind, maar ek het Elisabeth se baarmoeder nodig. En dit gaan eers oor 30 of 40 jaar my plan wees. Eers 30, 40, ek weet nie hoe lank het hulle gewag vir Johannes die Doper om te kom nie. Maar kan julle net indink, hier is Sagaria en Elisabeth, want ons het mos nou gebid, en ons het mos nou geglo, en ons het mos nou vir die Here gesê, sy is jonk genoeg om swanger te raak. En ons werk vir u. Maar God antwoord hulle nie, want God het nog nie haar baarmoeder nodig nie. God het dit nog nie nodig nie. Daar gaan 'n tyd kom, wanneer God hom haar baarmoeder gaan nodig hê, want dit is met dieselfde tyd wat Jesus gebore is, moes daar 'n voorloper gekom het. Een wat die weg vir hom kon voorberei in die krag en die gees van Elia. Het jy al vir die Here gevra, waarvoor is jy voorberei? Wat moet jy geboorte aangee? Wat is op God se kalender vir jou lewe? Ek wil hê jy moet vanmôre van my hoor. Ek gaan nie vanmôre met u kan klaarmaak waarmee ek hier besig is nie. Daar's nie tyd nie, maar ek wil hê jy moet vanmôre saam met my sê, Here, ek is jammer as ek u kalender probeer overrule het. Jammer Here, as ek in my eie tyd, in my eie selfsugtigheid, u kalender wou omgedraai gehad het, in 'n tyd wat dit u nie gepas het nie. Wie julle wat doen Sagaria en Elisabeth, terwyl hulle nie swanger kan raak nie? Hulle stap dank die Here nie weg van God af nie. Wat doen hulle? Hulle is diensbaar. Hulle bly diensbaar. Sagaria word nie by die viswaters gekry daardie oggend nie. Sagaria is nie besig om golf te speel nie. Sagaria is nie besig om ergens 'n klein winkeltjie te bedryf nie. Hy is nie besig ernstig om die landerye om te spit nie. En ek sê nie daardie goed is nie belangrik nie, maar Sagaria se afspraak was waar? In die tempel. Dis waar sy afspraak was. In die tempel. Jy weet hoe baie kere het ons om nie gesig te verloor nie. Hoe sê hulle eier op die gesig te hê, het ons eie skedule uitgewerk.
Te sê, die Here het nie vir my deurgekom nie. Weet julle wat ek het, ek gaan nou vir julle reguit sê, wat is vir my 'n verskriklike frustrasie, is ek is al 30 jaar in die bediening in Benoni. En ek het ouens gesien kom en gaan. Dan kom daar 'n nuwe ou in Benoni in, en dan ontmoet ek die persoon, en sê vir my, die Here het my gestuur, want hy gaan revival Benoni toe bring. En sê ek, prys die Here. Hy gaan revival bring. En dan 2 jaar later is daar nog nie 'n revival nie. En dan 3 jaar later is daar nog nie 'n revival nie. En dan ry ek by die gebou verby van die persoon wat die revival bring, en die deure is toe. En ek doen navraag, en die persoon sê, nee, die Here het gesê, ek kan maar aanbeweeg. God is nie deur mekaar nie. Weet jy wat, ek is nou 30 jaar in Benoni, en ek praat nog dieselfde taal, as toe die Here dit in my hart geplaas het. Ek is die mees onwaarskynlike persoon in die natural wat 'n revival in Benoni gaan inbring, but I'm so faithful in the spirit. My plek lyk nog steeds soos 'n squatterkamp. Kom kuier vir my, maar met pastoor Jacques saam. Bring hom. Kom kuier vir my. As dit reën, kom die water deur die dak. Ek staan so diep in die water as dit reën. Die ryk mense om my is besig om die grond by my weg te vat agter my rug. Maar min weet hulle, ek is geanker. I'm anchored. Ek praat dieselfde taal die laaste 30 jaar. Ek is dalk meer radikaal nou as wat ek was. Ek is meer opgewonde as in die begin. Elke keer as iemand vir my sê, die ouens langs my is agter my rug besig om die grond by my weg te vat, en ek sal u nie nou die hele storie kan vertel nie, maar dan sê ek, prys die Here, die vyand is nog bang vir my. Die vyand is bang vir my. En nie vir wie ek is nie, maar vir wie ek in my hart het. Caleb kom by Joshua. En as u die woord gaan lees, gaan u sien, dit was 45 jaar later. 45 jaar later het niks in Caleb se hart verander nie, niks. Niks het in Caleb se hart verander nie. Sy omstandighede het nie verander nie. Hy's nog steeds saam met die Israeliete in die wildernis. Hy's nog steeds besig om in die wildernis saam met die ongelowiges rond te loop. Ek noem hulle nou ongelowiges, want dis hoekom hulle gestraf is, want hulle het nie God geglo nie. En God het gewag dat 'n hele generasie moet sterf, wat nie met hulle harte gaan bespied het nie, maar met hulle oë. Ek wil vanmôre vir u sê, moenie met jou oë inkopies doen in die koninkryk nie, doen dit met jou hart. Wie van julle gaan doen baie keer window shopping? Ek love window shopping, want dit is goedkoop. Ek sê altyd vir my vrou, en sê, kom ons gaan 'n bietjie dorp, dan sê ek, wanneer sluit hulle? Want hoe later het is, hoe goedkoper raak dit. Nee, ek spot. Moenie met jou oë inkopies gaan doen in die koninkryk nie. Doen dit met jou hart. Doen dit met jou hart. Caleb kom na Aaron toe, na Joshua toe, en Aaron is een van hulle. En Caleb en Joshua is die enigste twee wat in hulle harte gesê het, God gaan dit vir ons doen. Kan julle dink hoe moes dit vir Joshua en vir Caleb gevoel het, soos die jare verby gegaan het? Jaar 1, jaar 2, jaar 3, jaar 10, jaar 15, jaar 20, jaar 25, jaar 30, jaar 35, jaar 40. En hy raak grys. Hy raak grys. Hy raak grys. Hier sit ons ou gryskoppe, wat ek voor baie lief is. Lief vir julle. Julle wat die mense
vir my sê, Willie, jy's 65, wanneer hou jy op? Dan sê ek hou nie op nie, want ek is geanker. Ek het nog nie begin nie, sussie. Ek het nog nie begin nie. Want die anker in my hart is so vas aan God se woord. Daar's soveel woord wat nog in plek moet kom. En dit stres die duiwel. Ek sê vir die Russe, weet julle wat ek sê vanmôre vir, kan nie onthou met wie ek gepraat hier vanmôre nie, iemand, ek sê vir hulle in Rusland, kom die mense in 60, 61, 2, 3, 4, 65, dan kom sit hulle daar, want ek doen berading ook in Rusland, as hulle vir my, pastor, nou obviously deur die translator, my life is finished, I'm ready to die, dan vra ek vir hulle een vraag, dan sê ek vir hulle, hoe oud is jy? Nee, ek is nou, I'm 61. Weet jy, dit voel of ek hulle kan skud. En dan vra ek hulle een vraag, en sê ek vir hulle, weet julle van waar af kom ek? Dan kyk hulle my so, en dan sê ek kom van Suid-Afrika af. Dan sê hulle, nee, hulle weet dat. Dan sê ek, weet julle hoe ver is Suid-Afrika? Dan sê hulle, 12.000 kilometer per vliegtuig. Ek sê, weet julle hoeveel vliegtuie moes ek vat om hier te kom? Ek sê, 3. Ek sê, weet julle hoe oud is ek? Nou, ek weet nie of hulle my net wil heuning om die mond smeer nie. Maar dan hoor ek is miskien 55, sê hulle, dan sê ek, toe nou nie, ek is 65. Ek sê, ek is 5 jaar ouer as jy wat hier sit en sê, I'm done, I'm dead. Ek sê, kom by. Wie van julle dink julle is te oud in hierdie huis? Kom, laat ek vir julle bid. Ons het nog nie begin leef nie. My broer, ons het nog nie begin leef nie. Toe die Here vir my vra, Willie, hoeveel tyd wil jy hê? Weet julle, daar's 'n klein seentjie in Rusland, ons het gaan eet, hy's 5,5, 6,5. Hy's 6,5, kom ek onthou, hy's 6,5, want hy het vir my gevra, toe ek vir hom vra, hoe oud is jy? Toe sê hy vir my, hy's 6,5. Toe vra hy, hoe oud is ek? Toe sê ek ook 6,5. Ek het ons nie verkeerd gepraat nie. 6,5. Hy lê hande op my, hierdie klein Russiese mannetjie. Hy lê hande op my. Hy sê in sy taal, bid hy vir my, hy sê, Here, laat pastor Willie 100 word. Laat hy 100 word. En ek kyk hom so en ek dink, okay, wat is jou volgende profesie? En weet julle wat profeteer hy? Hy sê, maak vir pastor Willie 'n biljoenêr. Ek sê, dan kan ek 100 word. Dan kan ek 100 word. Kom aan julle, ons het 'n wêreld om te draai. Ons het 'n wêreld om aan te raak. Caleb is 85. En toe hulle vir hom vra, toe Josua vir hom, watter deel wil jy hê? Toe sê hy, gee my daardie berggebied. Weet julle wat so interessant van die area wat hy wil hê? Is die moeilikste area in Kanaan wat hy voorgemik het. Dis die gedeelte wat bekend gestaan het waar die reuse gewoon het. Sou jy gedink het, hy sou gesê het, toe Josua hom sê, waar wil jy gaan, watter deel wil jy hê? Sou Caleb gesê, wel ek is 85, miskien moet ek daar langs die rivier vir my 'n ou plekkie koop by Parys. By die wilgerbome, waar ek 'n ou visie kan uittrek. Hy sê nee, daar's 'n berg wat ek gesien het, toe ek in Kanaan was, en daardie berg behoort aan die reuse van Enek, Anak, die Anakiete, nie die muskiete nie, die Anakiete. Hy sê, gee my daardie berg, want God het aan my 'n belofte gemaak. Jy sien, beloftes word nie gekoppel aan ouderdom nie. Beloftes word nie gekoppel aan muscle power nie. Beloftes word nie gekoppel aan finansiële kragbronne nie. Beloftes word gekoppel aan harte. Beloftes word vasgemaak aan harte. Hy sê, gee my daardie berggebied,
Want God het vir my gesê, dat dit is myne, en al hierdie jare het die Here my aan die lewe gehou, en dis nou tyd vir my, om daardie berggebied te kan vat. Ek weet nie wie van u weet, die stad was eers 'n ander naam gehad, en ek gaan begin die vliegtuig land, as julle wil gaan eet. Gou vir die net so vinnig agtergrond gee, en ek weet van julle se skaapboude brand al klaar, maar ek wil vir u gou sê hier, die plek se naam was Arba, daardie berggebied, wat later Hebron geword het. Maar toe Caleb sy vinger wys, en hy sê, gee vir my daardie berggebied, toe word dit die plek Arba genoem, wat beteken die plek van die vier reuse. En die ding wat Caleb toe vra, hy sê, want God het vir my gesê, dit is my erfenis. Jy sien, voor Caleb die streek gaan oorvat het, toe word dit Arba genoem, wat bekend was vir die reuse. Na Caleb op sy belofte gestaan het, en die Here hom geëerbiedig het, omdat dit in Caleb se hart vasgemaak was, is die plek sy naam verander na Hebron, wat beteken 'n plek van samekoms, 'n plek van ooreenkoms, 'n plek van, het word ook genoem die plek van my vriend, want dit is waar God Abraham sy vriend genoem het. Plek van vriendskap, plek van gemeenskap, waar gemeenskappe by mekaar kom. Jy sien, ek sit op 'n stuk grond in Benoni wat aan die sataniste behoort het. Van julle ken my verhaal. Dit was die tempel van die sataniste voor God my soontoe geroep het. Nou het ek nie God se woord gehoor nie, het daai plek nou nog aan die sataniste behoort. Dit word nou genoem the war room Benoni. Waarheen het die Here jou geroep? Waarheen het die Here ons geroep? Want waar moet jy met die anker van die woord van God in jou hart vir volgende generasies 'n pad gaan oopmaak? Kom ek sê vir julle, wat het die reuse se name beteken, en dan gaan ek afsluit. Die een reus, hulle was 3 broers. Die 4de een was die pa. Die pa was bekend gewees as die kragtigste man wat geleef het. En die grootste man wat geleef het. Dis teen een van hulle wat Dawid sy klippies gaan rondgooi het. Die een seun se naam was Seshai. En Seshai beteken om selfsugtig, om trots en selfregverdig te leef. Hoeveel van ons leef in trots? Ek is te trots om hulp te vra. Ek is te trots om te erken, ek kan dit nie doen nie. Ek is te trots om te sê, ek moet op die Here vertrou. So die eerste reus was die reus van trots. Julle, ek is nie skaam om vir julle vanmôre te sê nie, in myself het ek niks. Ek het nie die vermoëns nie. Ek het vir die Russe gesê, toe hulle my nooi, toe sê ek vir hulle, ek het nie die finansies om te kom nie. Toe sê hulle vir my, ons sê jy kan help wanneer jy in Rusland inkom, maar ons kan nie geld meer uit Rusland uit na jou toe stuur nie, so jy sal moet gaan geld leen. Maar weet julle wat, dis die trots wat my geld nie laat leen het nie. Ek het reguit vir die mense gesê, God het gesê, ek mag nie geld leen nie. En ek is dankbaar ek het dit gesê. Want God, ek het vir almal gesê, ek is behoeftig. Ek het nie gaan bedel nie, come on, ek het by niemand gebedel nie. Ek het net gesê, God gaan voorsien op sy tyd. Die tweede reus se naam was gewees Ahiman, wat beteken, net ek maak saak. Self-centered. Net ek maak
saak. Weet julle hoeveel van ons sink onsself, omdat ons vanmôre nie in die berggebied wil ingaan om die reuse te gaan uitdryf nie, want net ek maak saak. Ek het Rusland toe gegaan, omdat daar 'n nasie is, wat saak maak. Die derde reus se naam was Telmai, wat beteken om in 'n groef te verval. In 'n groef te verval. Ek wil vanmôre, soos ek afsluit, vir u vra, as u nie vrees wat die 10 ander spioene teruggebring het, uit u hart gaan dryf nie, en dit gaan volmaak met God se woord nie, gaan ek en u maar net bly waar ons is. Ek is moeg om nie God te sien beweeg nie. En ek praat nie van in my eie lewe nie, maar in die nasies van die wêreld. Hulle vat my na 'n stuk grond toe, in Tobolsk. Tobolsk is die plek waar die Christene doodgeskiet is teen 'n muur. U weet daarvan. U weet van die Christene wat in die vroeë jare in Rusland Siberië toe verban is. Kan nie dit lei dit 'n klokkie? As jy die regering teengestaan het, is jy Siberië toe verban. En jy's in Tobolsk in 'n tronk gesit. Ek was in daardie tronk. Ek was onder in die doodskelders gewees. Jy ruik die dood is nog daar. Ek het teen die muur gaan huil, waar hierdie Christene doodgeskiet is. Hulle het in een dag, ek dink 280 priesters teen die muur doodgeskiet op een slag. Ek het teen daai muur gaan huil. Maar toe ek in 2019 in daardie stad kom, toe sê die kerk vir my, Pastor Willie, ons vertrou die Here vir 'n stuk grond, want ons kerkie is te klein. Nou kom ek sê gou vinnig vir julle, 'n maand voor ek by hierdie kerkie nou was, toe brand die kerk af. Die oomblik toe hulle my nooi, toe brand die kerk af. Hy brand af binne, alles weg, kon. Ek kom die Vrydag by hulle aan, die 1 Mei, om die Vrydag aand by hulle te begin bedien. Ek stop buite die kerk saam met my tolk en saam met my bestuurder, en die seun van die pastor kom uitgehardloop. Hy sê, kan hulle my gou vir koffie vat? Die diens moet 6 uur begin, is 6:15. Ek dog, gaan ons nie nou diens hou nie. Hy sê, my father ask, would you like to go for a cup of tea or a cup of coffee? So toe gaan ek vir 'n koppie tee. Julle weet ek hou van my tee. En 6:15 lei die seun se foon en hy praat. Hy sê, we are ready, we can go. Julle, toe ek in daai kerk instap, toe het hulle die kerk net reg gekry. 10 minute voor ek daar instap, na hy afgebrand het. Dis commitment. Dis commitment. Dis alles nuut. Hulle sê vir my in 2019, vat hulle my na 'n stuk grond toe, hulle sê, ons wil 'n nuwe kerkgebou hê, ons vertrou die Here vir 'n nuwe kerkgebou, en ek gaan afsluit hiermee. Hulle vat my na 'n stuk grond toe, hulle sê, kyk na daardie stuk grond, wat voel jy? En die Here sê vir my, ek moet oor daardie stuk grond bid en 'n seën uitspreek, en 'n profesie. En ek profeteer oor daardie stuk grond, dat op daardie stuk grond sal 'n kerk staan, 'n groot kerk, met 'n Bybelkollege, internasionale Bybelkollege, wat bo op die kerk gebou gaan word. En ek verklaar dit, en die Here sê vir my, dis wat hy daar gaan doen, en ek spreek dit uit, en die pastor en sy leierskap is baie bly en dankbaar daaroor, en ek kom huis toe, 2019, en ek is vir 6,5 jaar, kan ek nie teruggaan nie. Toe ek nou in Tobolsk was, hulle laai my in die kar, hulle sê, kom kyk gou, wat het gebeur. Ek kom by daardie stuk grond, staan daar 'n 3 verdieping hoë kerk. Hy's 95% klaar. Hulle sê, ons het nie 'n sent gehad toe jy dit geprofeteer het nie. Die geld het net opgedaag. Hulle sê, en bo op die kerk is 'n Bybelkollege, want die Here het deur jou gesê, daar gaan 'n internasionale Bybelskool daar wees. Hulle sê, ons het die Bybelskool bo gebou. Hulle sê, en weet julle wat, toe ons die Bybelskool begin bou, toe bou die regering 'n internasionale lughawe langs ons. Ons dien 'n groot God. Ons dien 'n groot God. Ek gaan nou vir die opening van daardie gebou
gaan ek soontoe. Die regering bou 'n internasionale lughawe langs die kerk. Want die Here het gesê, daar gaan 'n Bybelkollege gebou word vir internasionale studente. Wie van u, sluit die oë asseblief. Sluit die oë asseblief. Eerstens wil ek vir u vra, soos wat die oë gesluit is vanmôre hier. Wie van u het nog nooit met die Here Jesus Christus 'n verhouding gemaak nie? Nog nooit. Jy het nog nooit met die Here Jesus Christus 'n verhouding gebou nie. Dan vra ek vanmôre vir jou, wil jy nie vir my staan dat ek net vir jou kan bid nie? Jy wil vanmôre vir my sê, Willie, daardie God van jou, wat die God van die ewigheid is, ek wil hom asseblief in my lewe innooi. En as jy nie wil staan nie, kan jy jou hand opsteek vir my, dan bid ek vir jou net daar waar jy sit. Ek gaan jou nie vorentoe laat kom nie. Ek gaan jou nie vra om vanmôre op te staan nie. Ek gaan vir jou net vra vanmôre, wil jy nie 'n verhouding met hierdie God bou vanmôre nie? Wil jy nie vanmôre vir hierdie God sê, Here, asseblief, laat ek ook deel wees van u ewigheidsplan? Ek vra, as daar enige hand, is daar, ja, dankie. Dankie, en dit is nie vir my om goed te voel, omdat jy jou hand uitsteek nie. Ek het regtig nie 'n probleem, as hier niemand vanmôre is nie, en ons almal gered, maar ek sien die hande. Ek sien vanmôre die hande wat op is, en vir die van u wat die hande opgesteek het, bid hierdie gebed, sê, Here Jesus Christus, dankie vir vanoggend. Dankie dat ek vanmôre kan die boodskap gehoor het van 'n God wat die ewigheid in die holte van sy hand het. Dankie dat ek vanmôre die woord kon hoor van 'n God wat met my sake wil beredder, wat met my vermoeiendes wil doen, wat met my 'n verhouding wil bou. So vanmôre kom ek, Here Jesus Christus, en ek verklaar in my hart dat U die verlosser is, Here Jesus. Ek verklaar vanmôre dat toe U aan daardie kruis gesterf het in Golgotha, het U vir my gesterf, vir my sondes. En ek kom vanmôre na U toe en ek sê, Here Jesus Christus, was my met die kosbare bloed, reinig my vanmôre, soos ek my sondes vanmôre bely, vra ek, Here, verwyder elke klad in my lewe, elke sondige natuur, elke sondige habit, whatever habit I have in the sin, a sinful habit, enige sondige natuur of dinge wat ek doen, kom was my vanmôre. Ek gee my hart oor aan U. Ek gee myself oor aan U vanmôre, Here Jesus Christus. En ek bid vanmôre dat U my sal reinig met die bloed. En soos U my reinig met die bloed, bid ek vanmôre dat U my sal vul met die Heilige Gees. Ek bid dat U vanmôre sal kom en my tempel sal reinig, my hart, my lewe, my liggaam sal reinig, my verstand sal verhelder en my verstand sal vernuwe. Dat ek vanmôre kan opstaan en sê, ek is wedergebore. Deur die bloed van Here Jesus Christus en deur die water van die Gees en die woord wat nou in my hart 'n anker kom kry. Ek gee my liggaam oor as die tempel van die Heilige Gees. En ek dank U, Here, dat van vandag af sal U 'n pad met my begin stap. Sal U my begin leer, sal U my begin onderrig, sal U my begin rigting gee, sal U my begin dra, sal U vir my begin vorentoe vat. Sodat ook ek U beloftes kan sien waar word in my lewe. In Jesus se naam.